posisioneer vir sy liefde. Ons wil vandag kyk na deel 2 van dit. Ons het laasweek 'n paar goed vir mekaar gesê, maar net om vir jou konteks te gee van die ondertoon van die boodskap. God se liefde is soos die son. Dit skyn altyd. Maar as jy agter 'n muur staan, ervaar jy nie die strale op jou nie. Jy sien, die son het nie verander nie, my posisie het verander. Tweedens, dit help nie jy draai 'n kraan oop om water te tap, maar jy hou nie die emmer onder die waterstroom nie. Ons moet onsself posisioneer vir 'n openbaring van God se liefde. Ek moet my plek inneem. God se liefde sal altyd en is geopenbaar. Veral in hierdie Kersseisoen. God se liefde is geopenbaar. Maar dis my posisie wat ek inneem om hierdie openbaring van sy liefde vir my te beleef. Ek moet my plek inneem en ek neem my plek in slegs deur geloof, nie deur poging nie deur werke nie. Die woord van die Here sê, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan, maar die ewige lewe kan beerwe. Geloof is 'n posisie. Dis om my hart oop te maak vir wat God reeds gegee het. Ons het ook gesê, as Jesus dan die deur is geloof die tree wat ek gee oor die drempel. Vandag wil ons kyk nou dat sy liefde geopenbaar is. Wat openbaar dit in my lewe? Jy sien, ons kan sê ek is geposisioneer vir sy liefde en geloof is die posisie wat ek inneem. Maar as God se liefde dan in my geopenbaar word, wat openbaar dit in my lewe? As ek 'n tema kan gee, en juis vandag sal dit wees, wanneer liefde my verhaal verander. Wanneer liefde my verhaal verander. Dis juis wat die liefde van God gedoen het, toe hy sy seun gestuur het. Kan jy daarmee saamstem? Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, is my posisie wat ek inneem, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sy liefde verander my storie. Sy liefde herskryf my verhaal. Jy sien, die openbaring van sy liefde het geskiedenis herskryf. Dit het lewens verander, dit het koninkryke ontroon, dit het vrees verdryf, dit het dood oorwin, dit het siekte genees, dit het lig gebring, dit het vrede gevestig en dit het hoop herstel. Net met die openbaring van God se liefde. Hoeveel lewens is aangeraak en verander omdat God sy liefde openbaar het. Nou daar's 'n paar goed wat verander wanneer hierdie liefde van God openbaar word. My identiteit verander, ek is 'n nuwe mens in Christus. My reaksies verander, my prioriteite verander, my verhoudings verander, my aanbidding verdiep. En ek eer die Here vir die aanbidding van vanoggend. Dankie vir die aanbidding. Dankie dat ons saam met mekaar vanoggend die naam van die Here kon groot maak. My vrymoedigheid word meer. Wanneer God sy liefde aan my openbaar, dan word my vrymoedigheid meer. Want sien, God se liefde is konstant, maar die openbaring daarvan verander my lewe. Kan jy daarmee saamstem? God se liefde is konstant. Dis hierdie konstante stroom van lewe. Die openbaring daarvan verander my lewe. Familie, as jy vandag vir 'n oomblik kan terugkyk. Ons is aan die einde van die jaar. Ons begin al Kersliedere sing, want dis net hierdie 3 weke wat ons kan Kersliedere sing. Dit klink weird as jy dit op Valentynsdag sing. Nee, maar waar kom Valentine nou in hierdie ding? Liefde. As jy vandag terugkyk op jou lewe of selfs net hierdie jaar, en jy 'n verandering in jou lewe of jou huwelik of jou besigheid of watter area ook al kan beleef, weet dit vandag. Iets of iemand het daardie verandering bewerk. As jy vandag terugkyk en sê ek sien hierdie jaar en ek kyk hoe dit was en ek beleef daar's verandering, moet jy dit weet vandag. Iets
of iemand het daardie verandering bewerk. Dis hartseer dat dit nie net altyd God se liefde is wat lewens verander nie. Verlies, siekte, storm, moeilike tye, verkeerde besluite. Dis alles goed wat my lewe kan verander. As jy vandag na jou lewe kyk en sê, maar weet jy, ek het drama gehad hierdie jaar. En mense vir jou vra, maar hoekom is jy so anders? Ja, maar ek moes dit oorleef. Ek moes dit deursien. Hoekom lyk dit so erg? Nee, maar ek moes hierdie storm deursien. Dis nie altyd net God se liefde wat verandering bewerk nie. Maar dis net God se liefde wat lewens verander tot die mate van volheid en oorvloed. As jy vandag verandering in jou lewe sien, is die vraag, beleef jy volheid en oorvloed? Want God se liefde sal jou nooit leeg, alleen of verlore laat nie. Beleef jy volheid en oorvloed? Want God se liefde is 'n onuitputlike bron. En dalk sit jy vanoggend hier en sê, maar ja, ek is anders. Ek het geleer om anders te beklei, ek het geleer om op te staan vir myself. Ek het 'n klomp goed in plek moes kry, ek het 'n klomp coping meganismes in plek moes kry. En ja, ons het verander, maar die vraag bly. Nou dat daar 'n andersheid in jou lewe is, weerspieël dit die volheid en die oorvloed van God? Indien nie, is dit die area wat God se liefde in my lewe wil kom heel maak om te sê, ek openbaar binne jou iets wat jou leeg tap en nie volheid bewerk. As jy vandag hier sit en sê, maar my bediening, ek het my bediening iewers verloor. Ek het my roeping iewers moes prys gee. Dit was net te moeilik geweest. Dan is dit God se liefde wat vandag kom en sê, ek openbaar binne jou, dat selfs in daardie area van leeg en verlore, selfs in daardie area van leemte, is my liefde steeds 'n onuitputlike bron vir jou. Loof die Here. My gebed is, as jy vandag hier sit, as ek vandag na my eie lewe kyk en sê ek is anders, as verandering in my lewe, is dit deur die openbaring van God se liefde? Of is dit omdat ek moes oorleef? As ek moet oorleef en daar's andersheid, beteken dit ek het iets van myself moes verloor. In Christus verloor ek niks, in Christus vind ek my nuwe identiteit. God se liefde is nie net iets wat ek ontvang nie, dis iets wat my verander. Iets wat in my ontbloot word, dit word oopgevou in my, iets wat deur my vloei. Nou in die woord van die Here is daar 'n verhaal en Markus skryf daarvan en Lukas skryf ook daarvan. Ek wil na albei kyk vandag. En as ek hierdie verhaal met jou deel, dan sal jy herinner, ja, ek ken hierdie storie. Ek het dit al gehoor. Die woord van die Here is 'n verhaal van 'n vrou wat Jesus se voete gesalf het met 'n fles nardussalf. Kosbare nardusolie sê die woord. Hierdie vrou se lewe is verander omdat sy geglo het in die liefdesverhaal van die evangelie. Die evangelie wat tot haar redding sou kom. Lees saam met my Markus 14 vers 3. En toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon, jy sal later in Lukas agterkom dat Simon die melaatse is 'n Fariseer. As jy na die hele Lukas 7 gaan kyk en jy dit lees, dan sal jy agterkom hoe die Fariseërs hom bevraagteken en dit wat Jesus verkondig, hoe hulle teen dit opstaan. En hier kom 'n Simon, 'n melaatse man, 'n Fariseer, en hy nooi Jesus. Toe hy in Betanië was in die huis van Simon die melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaster fles met egte baie kosbare nardussalf. En sy breek die albaster fles en gooi dit op sy hoof. Daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee word en hulle het teen haar uitgevaar.
Maar Jesus sê, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Selfs later as jy dit verder lees, dan sien jy waar Jesus sê, maar sy het reeds my liggaam gesalf in voorbereiding tot my begrafnis. Nie tot my kruisiging, tot voorbereiding vir my begrafnis. So hierdie was 'n groot oomblik vir Jesus. Waar hy ewe skielik, waar hy in die tuin van Getsemane so alleen gevoel het, bloed gesweet het van vrees. Wonder ek hoe hy moes voel in die graf. Wonder hoe dit vir hom moes wees. Hier kom hy en hy spreek profeties dat hierdie vrou het sy liggaam gesalf met die oog op sy begrafnis. Iets moes haar getrek het na die huis van Simon die melaatse, die Fariseer. Iets moes hierdie vrou getrek het. Iets wat sy van Jesus gehoor het gemaak dat sy na Jesus toe gekom het. Die woord sê nie. Die woord gee nie eers haar naam nie. Die woord sê net 'n vrou in die stad, 'n sondares. Iets moes haar getrek het na die huis van Simon die melaatse. Ek wonder of die hoop wat opgesluit is in die liefde, of dit is wat haar getrek het. Ek wonder, want die skrif sê duidelik dat sy 'n sondares was. Sy het redding nodig gehad. Sy het God vertrou vir uitkoms. Ek wonder of dit die hoop was van hierdie redding wat in liefde vasgevang het. Of haar hoop daarop was. Sy was nie veronderstel om daar te wees nie. Sy was uit plek. Sy was nie veronderstel om daar te wees nie. Sy was nie welkom nie. Maar ek kan net myself indink, hierdie wroging wat hierdie vrou gehad het, hier stap sy in die strate van die stad, en sy hoor van 'n liefde wat haar trek, 'n hoop tot redding, en sy dink maar by haarself, kom ek vat wat ek het, want dalk is dit al wat sy gehad het. Kom ek vat wat ek het, en ek kom in 'n plek waar ek nie welkom voel nie, want jy sien God se liefde, vermeerder my vrymoedigheid. Dan is ek selfs in 'n plek waar ek nie aanvaar word. God se liefde verdiep my aanbidding, selfs in 'n area wat ek nie eers weet hoe om dit soms of altyd te doen, volgens die rituele van die Fariseërs. Dieselfde verhaal in Lukas gee ons 'n klein bietjie meer detail. Vers 36, en een van die Fariseërs, Simon die melaatse, het hom genooi om by hom te eet, en hy het in die huis van die Fariseer gekom en aan tafel gegaan. Nou jy moet verstaan, vers 34 en 35 het hulle Jesus 'n wynsuiper en 'n vriend van sondaars genoem. En hier kom die Fariseer en sê, kom eet by my. Kan jy jouself voorstel wat die disippels van Jesus, die volgelinge, die skare wat hom gevolg het, wat hulle daarvan gedink het? Sou hulle nie eerder wou gehad dat hy moes wegkom van die leuen en van die tema wat oor hom uitgespreek is, dat jy's 'n sondaar, 'n wynsuiper, 'n vriend van sondaars? Maar Jesus sê, weet jy wat? Niks van hierdie goed kan skade doen of die krag van God se openbaring van liefde verander. Die woord van die Here sê, een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te eet, en hy het in die huis van die Fariseërs gekom en aan tafel gegaan, en toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die Fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring. Hierdie vrou se identiteit was nie genoem nie, net haar ongeregtigheid. Sy was geïdentifiseer aan haar disposisie. Vers 38, en agter by sy voete gaan staan en geween, en sy het sy voete begin nat maak met haar trane, en hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Kosbare die woord sê dat sy het geween. Ween is nogal vir my iets anderster as net om hartseer te wees. Ween kom vanuit my diepte uit. Ween kom vanuit 'n plek van rou uit. Ek wonder wat het sy prys gegee. Ek wonder wat was die pad wat sy gestaan het. Jy sien, iets het eers gebreek binne haar. Iets
het meegegee onder die gewig van God se liefde binne haar. Iewers binne haar het haar weerstand teen God se liefde verdwyn voordat sy die vles oopgebreek het. Sy het nie net gekom en die vles oopgebreek nie, sy het geween. Iets het binne haar gebreek voordat sy die vles gebreek het. Het is wonderlik dat God kom en hy sê, kom ek neem jou gebrokenheid. Want my liefde openbaar jou gebrokenheid. En dan kan jy breek dit wat jy vir my gehad. Die liefde van God breek eers iets binne ons oop, voordat liefde sigbaar word in wat ons gee. Jessie, kom ek sê dit net gou weer. Kom ek sê dit net gou weer. Want ek wil vandag 'n teologiese wanindruk kyk of ek hom op die kop kan slaan. Die liefde van God breek eers iets binne ons oop, voordat liefde sigbaar word in wat ons gee. Amen. En hier is die waarheid wat ek dink ons dalk. Daarom dat gee nie net die resultaat van geloof is nie, maar eerder die vrug van liefde. Kom aan. Ons maak gee die resultaat van my geloof, maar dis ook eintlik eerder, miskien, dalk sien jy hoe cover ek myself. Dalk is dit eerder die vrug van God se geopenbaarde liefde wat iets binne my oopgebreek het. Amen. Dit sit nogal vir my 'n ander perspektief op dit wat ons kom gee. Dit wat ons vir mekaar gee. Dit wat ons vir ons gemeenskap doen. Dit wat ons vir mekaar doen. Baie maal dink ons, ek kry nie want my geloof skiet te kort. Vir solank as wat my gee verbind is as 'n resultaat van my geloof, sal dit my soms leeg en met skuldgevoel laat. Maar gee is die vrug, is die gevolg van liefde. Iets het eers gebreek binne haar, voordat sy die kosbare, waarvan die ander nogal gesê het, joh, kan jy dink hoeveel armes kon kos gekry het hiervan? Kan jy dink hoeveel saskou kon ons koop? Peanut butter, alles. Ons kon kaas kaap. So dit was 'n duur waardevolle, maar iets het eers binne haar gebreek. Weet jy hoekom hou ons so vas aan dit wat vir ons kosbaar is en dit wat vir ons waardevol is? Want dalk het die liefde van God nog nie daardie weerstand binne my ten volle oopgebreek nie. Moenie amen sê. Dis okay. Sy draai nie die prop oop of haal die kurk af. Want sy wil dit nie beheer nie. Nee, sy breek dit oop om niks terug te hou nie. Want dis wat liefde doen. Liefde maak dat ek niks terughou nie. Kyk maar hoe werk jy met jou kind. Liefde maak dat jy vir daardie kind niks terughou nie. Jy sal alles gee. Jou laaste gee. En airtime. Sy breek dit oop want sy wil niks terughou nie. Dis juist die area waarin ons terughou wat God se liefde 'n volle openbaring moet hê. Dis daai area wat ek my bediening terughou, dis daai area wat ek my woord terughou, dis daai area wat ek my vrymoedigheid nie het nie. Dis juis in daardie area, want waar liefde vloei, sal vrymoedigheid groei. En vrygewigheid broei.
En ons sal gee sonder om te knoei. Sy het haar hare gebruik wat spreek van haar eer en haar waardigheid. Sy het haar waardigheid en eer neergelê toe sy haarself in die teenwoordigheid van liefde bevind. En hier is die sleutel. Wanneer God se liefde my verander, word nederigheid nie vernedering nie, maar vryheid. Wanneer God se liefde iets in my lewe doen, dan word nederigheid nie vernedering nie, want die Fariseërs het haar verneder, maar Jesus het vir haar vryheid gegee. Vers 39, toe die Fariseërs wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, so Simon die melaatse nooi vir Jesus, en toe hy dit sien, sê hy by homself, as hierdie Jesus dat 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Interessant dat die Fariseer wat hom genooi het vir ete, juis op die een was wat hom veroordeel het. Familie, nie almal wat jou verwelkom in hulle lewe het 'n suiwer agenda nie. Die liefde van God openbaar mense se agenda. Die liefde van God openbaar jou agenda. Dit openbaar my agenda. Hoekom doen ek wat ek doen? Doen ek dit tot eer van hom of doen ek dit vir myself? Sy ignoreer die Fariseer, sy ignoreer die veroordeling, sy ignoreer die kyke, sy fokus net op Jesus en wat sy gekom het om vir hom te doen. Want liefde het iets binne haar oopgebreek, wat sy nie met woorde kan verklaar. Want sien, wanneer God se liefde my en jou verander, verloor mense se opinies, hulle hou vas en beheer in ons lewe. I'm not here for you. I wasn't born to be here for you. I'm here to bring glory and honor to God. I'm here to honor Him with love. I'm here to honor Him with everything that I have. I'm not here for you. So hê jou opinie. Maar dit het nie meer hou vas op my nie, want God se liefde het aan my iets openbaar, waar die woord van die Here later, Paulus kom en skryf hy, is ons dan hier om mense te behaag, of is ons hier om God te behaag? I'd rather be a fool for Christ than a puppet for people. Jy sien, ek leef vir sy aanvaarding, nie die wêreldse nie. Hoekom? Want liefde het iets binne my kom openbaar van suiwerheid. Vers 40, en Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. So asof hy sê, dis okay, ek sal kamer toe gaan, ek sal die bel gaan uithaal, en ek sal wag vir jou. En sy sê nie wat hy sê. Want hy het nie geweet dat die een wat die wind beveel om te gaan lê, kan ook gedagtes lees nie. Hy sê toe 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld, die ander 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? Terug by geen, hè? Ja. En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En Jesus antwoord hom, jy het reg geoordeel. Jy het reg geoordeel. Jesus sê in Lukas 7 vers 47, 'n paar verse aan. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Hier is die sleutel. Haar liefde was nie die oorsaak van vergifnis nie. Dit was die bewys dat sy vergifnis ontvang het. Haar liefde wat sy aan God gewys het, haar liefde aan hierdie Messias, deur die olie, deur niks terug te hou nie, deur te ween, sy voete af te droog met haar hare, haar waardigheid neer te lê, haar eer neer te lê. Was nie om te wys hoe lief sy hom het, omdat dit was 'n bewys dat hoe groot vergifnis en die dankbaarheid van haar vergifnis wat sy van hom ontvang. We will always answer with love. Vergifnis word altyd geantwoord deur liefde. Dis die liefde van God wat redding en vergifnis bewerk.
Dit is hierdie liefde wat my en jou vergewe. En vanuit hierdie vergifnis wat hy vir my gee, die genade, vloei my liefde vir hom. Nie andersom. Sy bring nie haar reputasie nie, sy bring haar skuld. Sy probeer niks verduidelik nie, sy probeer niks verdedig nie. Hierdie vrou wat God se liefde regtig ervaar het, sy hoef nie meer haar verlede weg te steek nie. Sy het skaamteloos gekom en haar verneder. Want sy het lief, want sy is vergewe. Want iets van God se liefde het iets binne haar gebreek, wat weerstand bied, wat sê, ek moet vir myself skerp. Iets van sy liefde het iets in haar verander. Sy is vergewe. Romeine 8 vers 1, daar is dan ook geen veroordeling vir die wie in Christus Jesus is. Ek sluit af met hierdie. Hierdie vrou se verhaal is vir ewig verander. Hierdie vrou, hierdie sondares in die stad, is vir ewig verander. Luister wat sê Markus 14 vers 9, Jesus is aan die woord. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie, die evangelie van God se liefde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Dit wat sy gegee het en kom doen het aan Jesus, is opgeteken in die echo van die evangelie vir ewig. Want oral waar gepraat word, want van so lief het God die wêreld gehad, sal daar verwys word na 'n sekere sondares in 'n stad wat getrek is deur God se liefde, wat gekom het en haarself neergelê het, alles oopgebreek het wat iets binne in haar het gebreek. En daai getuienis sal staan. En net so sal die getuienis staan van die evangelie wat jou lewe verander. En net so sal die evangelie aanhou en aanhou, dat wanneer ek sê, Jimmy Swaggart skryf 'n lied, Mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. En net soos wat hierdie vrou se verandering echo, sal God se liefde iets binne jou openbaar. En die verandering sal voluit en oorvloed bring vir jou. Oral waar die liefde van God, wat die krag het om ware verandering, vervulling en oorvloed te bring, vertel word, sal van die verandering in hierdie vrou se lewe gepraat word. Jy sien, haar verhaal is herskryf, haar identiteit is verander, sy is vrygespreek, haar geloof in die liefde van God het haar lewe verander. Dit kan ook vandag joune verander. As jy vandag hier sit en sê, ek het verander hierdie jaar, ons werk nie meer dieselfde nie, ons doen nie meer dieselfde nie, maar dit laat my leeg. Dit laat my verlore. Dit laat my vol poging en werke. Dit laat my by 'n plek van ek moet nog meer doen vir aanvaarding. Die Here vandag kom en sê, my liefde wat aan jou openbaar word, bring jou by 'n plek van rus en volheid.